Ons is besig om te gesels in Psalms en vandag gaan ek met jou gesels oor spesifiek Psalm 27 en as jy jou Bybel het, dan wil ek jou vra om na 2 Kronieke 20 toe ook te blaai. En dan sal ons aan die einde by Psalm 23 uitkom, en jy hoef nie so toe te blaai nie, jy ken hom uit jou kop uit. Dit gaan oor om te rus en vanuit rus te leef. En ek gaan nie vandag uit Hebreërs met jou gesels nie, want dis die deel wat almal na toe gaan. Maar ek wil met jou in die verhoudingskonteks praat, van om in hierdie rus te lewe en vanuit hierdie rus te lewe. Die rus van die Here het niks te doen met jou omstandighede nie. Inteendeel, die rus van die Here kan maak dat jou omstandighede drasties verander. Ons vergeestelik het verskriklik maklik, maar dit verheerlik nie God as jy teen die 2de van die maand alreeds salty cracks moet eet nie. Jy hoor, jy ly, maar moenie sê jy ly vir die Here nie. Jy ly omdat jy in 'n situasie is en oor keuses wat jy gemaak het of wat ander mense gemaak het of wat ook al. Ek wil vandag jou bemoedig en vir jou sê, God se hand is groter as enige situasie waarin ek en jy onsself kan bevind. Ons almal gaan deur krisisse. En ek het al geleer om die Here te dank vir krisisse. Want die oomblik as ek in 'n krisis is en ek sê vir hom, Jesus Here, dankie dat ek op 'n oomblik stil staan. Want kyk, ek sou gemouter het as ek nie krisis gehad het nie. So by my moet daar 'n lekker krisis wees, dan moet ek 'n bietjie stil staan en net weer om my kyk. So as daai krisis kom, dan sê Jesus Here, dankie dat ek net kan stil staan en net opvang. Wat het ek gemis tot nou toe? En wat kan ek leer uit hierdie krisis uit? Dit gee jou hele lewe sin. Ek het al voorheen gesê, dat in die westerse wêreld sien ons 'n krisis as 'n curse, 'n vloek. Maar in die Midde-Oosterse prentjie is lyding en swaar kry 'n manier wat God jou iets leer. So die ouens in die skrif, en dis hoekom Paulus kom en hy sê, ek dank die Here deur krisis en deur goeie tye. Want krisistye is tye van bou in ons lewe. Die uitdaging is dit, baie keer kom ons nie verby daai krisis nie, want ons laat nie toe dat daar gebou word nie. Amen. So in Psalm 127, Pieter het gesê, volgende week het ek 'n mikrofoon op die oor, kom ons kyk. Want op my ouderdom het ek so bewe aan my, en dan my oë is ook nie meer so goed nie. So nou lees ek Psalm 126 en nie 127 nie. Maar ek seker julle ouens hier voor my sal vir my net sê, dan weet ek, okay. Ek wil nou nie hoog aandag afleibaar wees nie, maar ek moet hierdie storie vir jou vertel. 'n vriend van my kry in Namibië 'n beroep, en hy gaan toe om die gemeente te besoek, om daar te gaan preek. En hy gaan nou maar net die week voor dit gaan en 'n bietjie die plek ondersoek en kyk vir eiendom en alles, en hy is toe in die diens waar die pastoor aftree. En die pastoor het blind geword, en hy raak so opgewonde as hy preek, en hy trap rond, maar die ding is, jou balans is nie altyd so goed nie. So op 'n stadium dan staan hy en hy preek vir hierdie ouens, en dan kom sy vrou vorentoe en draai sy hom net weer na die gemeente toe. So, ouens, as dit met my gebeur, dan is dit seker maar tyd, jy weet. Ek gaan nou regtig preek, hoor. As die Here die huis nie bou nie, is die bouers se arbeid te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wagte te vergeefs. Te vergeefs werk julle so hard, van vroegoggend tot laatnag, soos julle soeg om te bestaan. Maar vir hulle wat hy lief het, gee hy dit in hulle slaap. Ek dink ek het so 3 maande terug oor hierdie gedeelte ook gepraat in 'n ander konteks. Maar ek wil hê, as ons daarna kyk, daai eerste deel,
As die Here nie die huis nie bou nie, is dit te vergeefs. Die volgende deel, as die Here die stad nie beskerm nie. En die oomblik wanneer daar van die mensepoging gepraat word, dan word die poging eers genoem en dan die mens. Want as jy die taal kyk, dan sit die sin begin met die belangrike deel, die fokus. So, as ons sê, as die Here, dit is waar die fokus is. Om die stad te bou, dis nie die krisis nie. As die Here. As die Here. As die Here, dan beteken dit, dis nie ons nie. Maar die oomblik is, te vergeefs bou ek. My fokus is nie as die Here nie, my fokus is bou. Jy verstaan die taalkundige konteks hier. Beteken nie, ons moet nie werk en ons moet nie besig wees in ons lewe nie en jy gaan nou maandag werk toe en jy gaan vir jou baas sê, hoor jy, as die Here nie hierdie werk doen nie, gaan dit nie gedoen word nie. Ja, ons sal dan vir jou gebedsessie reël. Ok, ek moet dit duidelik sê, want Christene is weird mense. Ok, ek het al van die luiste Christene gesien in my lewe wat hierdie ding heeltemal uit verband uitruk. Goed, maar dit gaan oor waar's die hart. Waar lê my gehoorsaamheid? Waar lê my visie? Kom God in my lewe in, nie net as my helper nie, maar skuif ek van 'n plek dat hy nie net die hoop is vir my deurbraak nie, maar dat hy die hoop is vir my lewe. En dat ek dan besluit om te lewe vanuit daai hoop. Ek sê vir jou 'n verskriklike belangrike ding, ek hoop jy snap dit. Ons kan so hoop vir lewe, dat ons die hele tyd wag vir lewe. Geloof is om op die plek te kom, om God se karakter te aanvaar, en te sê, U is 'n goeie God, U is die enigste God, U is my voorsiening, U is my bron, U is die een, maar ek wil nie, U is nie my til nie, U is nie my bankbestuurder nie, U is my God. U is die bron van my drome, U is die bron van my veiligheid, U is die bron van al die ideale in my lewe, daarom toets ek alles in my lewe aan U hand, aan die skrif, aan die woord, aan die liefde, en dit wat U vir my sê, want elke plannetjie wat ek gaan maak, is te vergeefs. As ek selfs 'n plan wil maak om by U uit te kom, is ek klaar besig om buite die raamwerk te loop van U wil vir my lewe. Want as U nie my geroep het nie, het ek nie ja gesê nie. As U nie vir my die geleenthede gegee het nie, sou ek nie daar kon instap nie. As U nie vir my die deur oopgemaak het nie, sou ek nie kon ingaan nie. As U nie die deur toegemaak het nie, sou ek by die verkeerde deur ingegaan het. Here, U is my bron van rigting, en dan is U die krag van my geloof. My hoop is waaruit ek leef, en daarom het ek 'n hoopvolle toekoms. As jy nog hier sit en jy lewe vir hoop, miskien moet jy 'n woord kry by die Here, of miskien moet jy dalk net begin in God se skrif lees, veral in die psalms en sekere gedeeltes net daar uitvat en God se karakter vir jou nota maak en sê, dit is die God wat my liefhet. Waarom sal ek nie hoopvol leef nie? Amen. Ouens, as iemand hopeloos is, daar's twee maniere in Afrikaans. Toe ek 'n kranige rugbyspeler wou wees, toe sê my coach, jy is hopeloos. Dit beteken hy het nie hoop vir my nie. Ek het baie hoop gehad. As hy my net gekies het. Maar dis nie die hopeloos waarvan ek praat nie. Ek praat van om in ons lewe op 'n plek te wees waar ek sê, Here, U gaan my nie help nie. My geskiedenis vertel vir my, U gee nie om vir my nie. Jy is op 'n baie slegte plek, want my verwysing dan, wanneer ek so dink, is op leuns gebou. En die skrif sê, soos jy glo, so sal dit wees. Daarom is dit so belangrik dat hierdie gedeelte vir ons moet vertel, van
Die huis van ons hart, die huis van ons lewe, die huis van ons geloof. Alles begin eers binne en dan gaan dit na buite toe. Emel, ek wou 3 minute op hierdie gedeelte gewees het. Een van die mees praktiese maniere om dit vir jou te kan verduidelik, is wat gebeur het in 2 Kronieke 20. Maar ek wil jou nou konteks gee. In 2 Kronieke 19 is dit die storie van Agab, wat die ouens van Aram wou aanval. Hy het gesien hulle is swak, en wat hy toe doen, Agab is die koning van Israel gewees, en Josafat is die koning van Juda gewees. En Agab gaan, en hy sê vir Josafat, kom kuier 'n bietjie by my, en hy sê, ek het 400 profete wat vir my gesê het, ek kan hierdie Aram, hierdie volk aanval, want hulle is nou op die swakste wat hulle is, en ek het my geestelike dingetjies gedoen, so ek het die boksies gecheck. En Josafat sê vir hom, maar hoorie koning, Agab, het jy almal gevra? En hy sê toe, nee, daar's hierdie een ou Micha, hy sê altyd vir my slegte dinge, ek het hom nie gevra nie. En Josafat sê, ek dink ons moet Micha laat kom. En soos dit wil wees, sê Micha vir hom, hierdie is nou 'n lang storie, jy kan vanmiddag gaan lees, ek vertel jou die storie. En Micha sê vir Agab, ja, die Here het 'n leengees gestuur, dis crazy, né? Na jou 400 profete en na jou toe. Nou, ek wil dit vir jou mooi verklaar, hoekom die Here so iets doen. Soos jy glo, so sal dit wees. Agab het God in sy prentjie probeer indruk. Jy hoor? Hy het gebid en gesê, Here, laat my wil geskied. U is God, u kan alles doen, laat my wil geskied. Okay. So hy het die religious goedjies gedoen. Maar toe kom Micha en sê vir hom, weet jy wat, die Here het hierdie leengees gestuur, maar hier is die waarheid, jy gaan dit nie maak, jy gaan doodgaan. Agab wip hom in 'n ander bloedgroep in. Hy gaan nou hierdie ding uitsorteer, hy verklaar oorlog, hy gaan trek hom soos 'n gewone manskap aan, sodat hulle nie weet hy's koning nie, want hierdie profeet het geprofeteer, hy gaan doodgaan. En wat toe gebeur is, net 'n random pyl, net 'n pyl iewers van, hulle sê 'n pyl wat van iewers afkom, gaan toevallig tussen sy beskerming en sy wapenrusting en tref hom en hy's dood. En ja, toe is Micha reg. En dis nou die agtergrond. So in hierdie gedeelte in 2 Kronieke 20 sit ons nou met Josafat wat nou hierdie geskiedenis het, en die volgende oomblik is daar 3 nasies wat Juda wil aanval. En ouens, hierso, ek wil hê jy moet die gesindheid van sy hart optel, soos wat ek met jou gesels. Die vorige ou het half die operand probeer hê en goed manipuleer, maar hy gaan, en hy doen iets heeltemal anders. Enige leier van 'n volk, as mense jou wil aanval, sal jy sê, maar dan moet ek myself verdedig. Maar hy gaan. In vers 3 sê hy, Josafat was baie ontsteld oor daardie nuus, en het vir die Here raad gevra. Die eerste ding wat hy gedoen het, is hy het na sy hoop toe gegaan. Hy het na sy God toe gegaan. Hy het nie gevra dat klomp ouens vir hom profeteer nie. Hy het self met God engage. Amen. Maar hy doen nog meer. Hy het ook beveel dat elkeen in Juda moet vas. Nou, ons gaan binnekort as gemeente jou die geleentheid gee om te vas en te bid, en ons gaan 'n rooster opstel in volgende kwartaal. Maar ek wil vir jou sê, as ons praat oor vas, ek vas nie my selfoon nie. As ek te veel op my selfoon is dit 'n slegte gewoonte. Ek doen die Here nie 'n vyver om 2 weke of 3 weke nie 'n verslawing te hê en dan weer terug te gaan nie. Okay, dis nie vas nie. Ek vas nie deur sekere kosse nie te eet nie. Dan mis ek die punt. Ja, maar Koet, wat van 'n Daniel vas? Daniel het 'n dieet gehad.
Nêrens in die Bybel sê dit was 'n vas nie. OK. Ek weet daar's hierdie ding deesdae in die kerkwêreld omdat ons nie die krag van vas verstaan nie. Van, o nee, ek gaan nou vas van TV en springbokke. Wel, weet jy wat, miskien moet jy dit die res in jou lewe doen as dit is wat tussen jou en die Here staan. Die Here gaan nie happy wees met 21 dae of 40 dae daarvan nie. Jy hoor? Ons dink ons gee ietsie oor vir die Here en dan gaan hy nou glimlag. Jy sien, vas is om nie te eet nie. En net water te drink. Want wat gebeur is, ons vleeslikheid is sterk. My wil en my behoeftes is verskriklik sterk. En wat gebeur is, dit styg na 'n plek toe hoër in my verstaan van dinge, as wat ek na my gees wil luister. En wanneer ek vas, dwing ek my vleeslike behoeftes, bring ek dit in bedwang, sodat dit uithonger, sodat dit uitteer, sodat dit kan sak en my ore oper is vir dit wat die Gees doen. Amen. Dis vas, gaan kyk in die Bybel, as daar enige ander vas is. Daar's 2 tipe vasse in die Bybel. Die een is, waar daar vir 3 dae gevas is sonder water en kos. Moenie dit doen nie. Jou niere gaan oppak. As die Here vir jou sê, maar kry bevestiging. Maar dan is daar die makliker vas. Dit is een, jy drink net water. En die rede hoekom ek hierdie vir jou sê is, ouens, as ons die dissiplines van gebed, van vas, van aanbidding, begin verstaan hoekom ons dit doen, dan gaan ons nie met Mickey Mouse goedjies besig hou nie. Amen. So ek het nodig om soms te vas, wanneer hamburgers vir my belangriker word as Bybel lees. Die oomblik as ek sien dit gebeur, dan moet ek begin vas. Ek weet ek lyk nie so nie, maar sien my in die somer. Want dit is hoe jy gauge, wanneer my vleeslikheid begin te sterk raak, vir die geestelike autoriteit waarin ek staan, dan het ek nodig om te vas, sodat ek my vlees in beheer kan hou, deur die Gees. Maak dit sin? Amen. So hy roep sy volk uit, en hy sê vir hulle, mense, julle moet saam vas. Hierdie is nie net die koning nie, ons gaan almal bloei. Die mense het van al die dorpe in Juda en Jerusalem gekom, om die Here se hulp te soek. Josafat het opgestaan, en in die vergadering van die mense van Juda en Jerusalem voor die nuwe voorhof in die tempel van die Here. En wat doen hy? Hy doen nie 'n toespraak, my fellow citizens nie. Hy het gebid, vers 6. En hy begin die Here herinner aan sy beloftes. Hy begin die Here herinner aan sy karakter. Wanneer jy deur 'n krisis gaan, die eerste ding wat jy doen, is hardloop na God toe. Die volgende ding is, kry jou vlees onder dwang. Wanneer jy angstig is, vas tot die vrees breek. Want jy gaan nie God se stem hoor, wanneer jou bekommernismetertjie daar hardloop, en jy op 'n emosionele vlak werk, en jou geestelike oor lê hieronder nie. Dis presies die uitdaging. Jy sien, ek moet op 'n plek wees, waar ek bereid is om enige iets wat God vir my sê te hoor. En toe hy die vergadering bymekaar het, toe kom hy en hy sê, Here, ek wil vir u vertel wie u is. Dit is die grootste geheim van gebed. Die grootste geheim van gebed is die oomblik wanneer ek God se waarheid verklaar. Wanneer ek God se karakter verklaar, dan begin my plannetjie vir die res van my gebed verander. Ek besef party goed hoef ek nie eers meer te noem nie. Want God se openbaring het dit klaar oorwin. Ek onderhandel nie meer of God vir my is of teen my is nie. Ek verklaar God is vir my. En as daar enigiets tussen my en u is, Here, dan sal u dit vir my wys, want u is 'n goeie, amazing, fantastiese, wonderbare koning van die heelal. Ouens, dis aanbidding.
die lekkerste tyd van aanbidding is wanneer jy begin en jy weet jou krisis is so groot en ek begin en ek hou daarvan om in tale te bid en dan breek ek los en ek bid in tale en dan die volgende oomblik dan sê Here, u grootheid en goedheid kan niemand pyl nie. Here, u is wonderbaarlik, u is almagtig. Here, u het die prys betaal. Here, u nagmaal is 'n getuienis van die liefde wat niemand ooit kon opoffer vir iemand anders nie. En u het dit gedoen toe ek nog 'n gedagte was, toe my voorouers u gehaat het u daai prys betaal. Hoeveel meer weet ek, Here, u gee nie om vir my nie. Hoeveel meer, Here, weet ek, u is nie met my nie. Hoeveel meer, Here, weet ek, u wil inspraak gee in my lewe. U wil die woord gee oor my lewe. Dankie Hemelse Heer, dat u planne het vir ons van oorwinning, dat u planne het vir ons, o Here, van ewige impak. En Hemelse Heer, hierdie probleme waardeur ek nou gaan, is niks vir u nie, maar leer my, Here, want leer my u wee, leer my u pad ken, leer my om u te leer raak sien in elke situasie, want u is nie net die antwoord nie, u het die antwoord in u stem. Wat bid ek volgende? Amen. Dis wat hy doen. En nou kom hy en sê, so Here, terwyl ek nou vertel hoe groot u is, dan kan ek nou kom en in die volgende gedeelte vertel hy, maar hierdie ouens het teen ons opgetrek, maar ons verklaar u is ons hulp. Sy hart het klaar postuur van oorwinning. Hy het klare oorwinning in gebed, voordat daar enige oorwinning op die slagveld was. Ek wil jou uitdaag, as jy nie kan oorwin in jou gebed nie, moenie op die slagveld gaan nie. Hoor wat ek sê, ek spreek in jou gees in vandag. Bid tot jy oorwinning in jou gees het. Bid tot jy vrede het, die vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat jou hart en jou sinne bewaar, en God sal jou oplig. Hy sal jou uit jou situasie trek, en hy sal jou perspektief gee. En weet jy wat, partykeer gaan hy sê, nou hoef jy niks te doen nie, ek gaan vir jou veg. Dis wat hier gebeur het. En wat toe gebeur is, hier kom almal by mekaar in vers 14. Is dit nie waar die koning nou skielik sê, die Here het dit gesê nie. Hy sê in vers 14, of ek gaan na vers 13 toe, terwyl die manne van Juda met hulle vroue en kinders en suigelinge voor die Here gestaan het die gees van die Here in die vergadering oor een van die manne gekom. Sy naam was Jagasiel, seun van Sagaria. En dan sit sy hele wêreld waarin hy groot geword het. En die Here sê in vers 15, luister alle inwoners van Juda en Jerusalem, luister koning Josafat. Dit is wat die Here vir julle sê. Moenie bang wees nie, moenie moedeloos wees oor hierdie magtige leer nie, want die oorlog is nie julle sin nie, maar God sin. My hart behoort aan God, nie aan die moeilikheid om my nie. Kan jy dit sê? Want as jy dit nie kan sê nie, kan my en jou brein dit nie verstaan nie. God gebruik 'n man uit die kerk uit. Dis 'n leviet. Hy gebruik nie die koning nie. Hy gebruik nie 'n profeet nie. Hy gebruik een van die volksgenote om hierdie woord te gee. En hy sê, gaan môre soontoe, want die Here is met julle. Wat doen koning Josafat? Hy probeer nie konteks skep nie. Hy gaan en hy val op sy gesig. En hy sê vir die Here, kom ons aanbid Here, kom ons maak die Here se naam groot. So, die volgende dag gaan hy toe. En daar praat hy eers in vers 20, die B-gedeelte. Op pad sê Josafat, luister na my almal van Juda en Jerusalem, glo in die Here julle God en julle sal vas staan. Glo in sy profete en hulle sal suksesvol wees. En nadat hy die leiers van die volk geraadpleeg het die koning sangers aangestel en voor die leer uitgestap. Hulle het tot eer van die Here gesing en hom geprys vir sy heerlike heiligheid. Ons worship onsself in en deur die probleme. Weet jy wat gebeur wanneer jy dit doen?
daai stukkie vlees wat wil opstaan die hele tyd. En vir jou sê maar, het geen plek nie. Aanbidding, worship is die grootste vlak van geestelike oorlogvoering wat jy kan doen. Jy kan die duiwel bestraf vir 4 ure, maar is nie so goed soos 5 minute wat jy uit jou hart uit God se lof besing nie. Daar's 'n geweldige krag in aanbidding. Musiek het 'n geweldige krag, want wat gebeur is, hy stuur die proklamasie in die gees vooruit van wat God gesê het. Hy profeteer in die lig in, hy profeteer, selfs sy vyande weet nie wat dit is nie. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, ons stryd is teen magte, owerhede en demoniese autoriteite. Jy weet, ons hou nie af van om dit raak te lees nie, en is tog Nuwe Testament. Nou jy kan of probeer die vyand se strategie in hierdie ding probeer uitfigure, of jy kan die worship van die Here in jou hart herstel. En dan sorteer die Here die vyand uit. Het lyk of jy my nie glo nie, ek dog jy gaan herlewing uitbreek. Ja. Hoor wat gebeur hier. In vers 22. Die oomblik toe hulle begin sing en die Here prys, het hy veroorsaak dat die leers van Ammon, Moab en Seberberge onder mekaar begin veg. Die leers van Moab en Ammon het teen hulle bondgenote uit die Seerberge gedraai en elkeen van hulle doodgemaak. En nadat hulle hierdie ouens van Seir doodgemaak het, vernietig het hulle mekaar vernietig. Die Here kan nie wag om jou vyand voor jou te vernietig nie. Maar is ek en jy bereid om worshipful God se aandag te soek en regtig sy wil te soek en te weet dat alles begin by die geestelike. En daarom worship ons die vyand uit ons gedagtes uit. Is ek besig om met iemand te praat vanoggend? Hoe groter die stryd, hoe groter die worship. En hoor wat gebeur. Hierdie ouens, die koning Josafat in vers 25 en sy manne het gegaan en die byt bymekaar gemaak. Hulle het baie toerusting, klere en ander kosbare voorwerpe gekry, meer as wat hulle kon dra. Daar was so baie byt dat dit 3 dae geneem het om dit te versamel. Op die 4de dag het hulle in die vallei van seëninge die Here geseëning geprys. Dit is waarom die plek tot vandag toe vallei van seëninge genoem word. Die Here is by kragte om my en jou se grootste verleentheid te draai in oorvloed. Was jy al so hopeloos in jou lewe dat jy in 'n posisie is waar jy verantwoordelik was vir mense en nie net een politieke party nie, 3 nasies trek teen jou op. En hulle sê ons gaan jou platvee. En hulle weet, net 'n ruk terug was daar 'n oorlog gewees en jy en jou maats het daai oorlog verloor. Ek was nog nooit daar nie. As die Here vir Josafat dit kon doen, waarom sal hy nie in Christus Jesus dit vir my en vir jou doen nie? Amen. Nou wil ek jou vra, blaai saam met my op Psalm 23 toe. Ek wil eendag nog preek oor Psalm 22, 23 en 24, want dit is eintlik een gedig. En is een van die kragtigste dele in die skrif. Maar hoor mooi hier, Dawid is 'n ou wat weet hoe om op die Here te vertrou in tye van oorlog. As daar 'n ou was wat hierdie ding kon verstaan in 2 Kronieke 20, was dit Dawid. Dawid sê, die Here is my herder, daar is niks wat my ontbreek nie. Hy laat my
Lê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy gee my nuwe krag en lei my op 'n pad van geregtigheid tot eer van sy naam. Wanneer ek loop in die donker kloof, in 'n baie donker kloof, sal ek nie bang wees nie, want U is naby my, U stok en U staf beskerm en ondersteun my. Daardie ondersteun is om te sug saam met iemand wat swaar kry. Die beginsel van U stok en die staf begelei en die stok help so 'n bietjie aan. Dawid maak, ons dink baie keer is so fairy tale psalm hier is eintlik 'n eina psalm. Hy sê, Here, omdat U my herder is, sal ek vir niks bang wees fisies nie. Hy praat hier van fisiese dinge. Hy sê, U lei my na die plekke toe waar ek moet wees op die regte seisoen. U doen alles wat nodig is. U is die een wat ek volg. Maar wanneer ek rammetjie uitnek raak, dan begelei U my bietjie reg in die regte rigting. Partykeer daai stok vat my van agter af en piets my so bietjie. Dis wat hy sê. Gaan lees op daaroor. Hy is nie kom ou skapie. Here, daar's tye wat U bietjie rof is met my. Maar is omdat ek op pad is na 'n plek toe waar ek my volgende groot maaltyd gaan kry. Ek gaan nie murmureer teen U nie. Ek wil hê jy moet dink aan jou grootste probleme en jy moet vir daai probleem sê, ek is in hierdie dal, maar ek is op pad na ete toe. My fokus is om deur hierdie dal te kom en te leer wat ek moet leer, wanneer die stok en die staf my besig is om te lei en my te vertroos ook. Want met dit kom vertroosting. Maar dit is nie die eindpunt nie. Die eindpunt lê daarvoor. Hierdie is die lewenspad waar ek stap. Hierdie is die manier hoe ek kan kom. Jy sien, baie mense raak kwaad in die tyd, wanneer die stok en die staf hulle lei en hulle wil vertroos, want ek wil my manier dit doen, en dan stop hulle in die moeilike tyd, en rebelleer teen God, en die Here sê, ek wag vir jou. Die Here sê, ek is lief vir jou, maar ek gaan nie op jou terme dit doen nie, want ek weet wat nodig is, wanneer jy aan die ander kant kom. Nou, dit is die fisiese manier hoe hy kan sien. Nou beweeg hy na die emosionele belewenis van dit toe. Hy sê, U berei vir my 'n feesmaal voor die oë van al my vyande. U verwelkom my as 'n eregas deur my kop te salf met olie en my beker oorvol te maak. Dawid het iets verstaan van om gesalf te wees. Hy was gesalf as koning, terwyl Saul nog in die troonkamer gesit het. Hy het geweet van, ek het die geestelike autoriteit, maar ek het nog nie die fisiese autoriteit nie. Daar's tye wat hy Saul kon doodmaak, en onmiddellik sou hy koning wees, maar hy het nie. Hy het op die Here vertrou, en God as sy leidsman gesien. En dan kom hy in die laaste gedeelte en sê, op die geestelike vlak, waarlik, U goedheid en trou vergesel my al die dae van my lewe, en ek sal bly in die huis van die Here, solank as wat ek lewe. Ouens, wat sê ek vir jou vandag? As ek en jy nie verstaan van God se goedheid nie, miskien is dit nodig om elke week een versie van Psalm 23 te vat en 10 minute daarmee te spandeer. Lees dit en raak stil en sê, Here, nie wat wil U vir my sê staan daar nie. Wat wil U vir my sê staan hier? Wat staan hier? Is dit werklik so? Sodat ek my hart kan was met die waarheid en die leuns tersyde skryf. Terwyl ons nagmaal gebruik het die Here vir my 'n prentjie gewys. Ek kan vir julle sê, ek was die laaste 2 weke, het ek regtig met die Here engage oor hierdie kampus.
Ek sê, Here, ek staan op wat U gesê het toe ons hiernatoe gekom het. Hierdie muur moet uit. Maar ons gaan eers hier moet volmaak, en dit gaan nie oor die getalle nie, dit gaan oor mense wat se lewens getransformeer gaan word. En daarom, Hemelse Vader, kom doen in ons wat nodig is, sodat ons kan hanteer wat nodig is vir hulle wat kom. Nie ons nie, ons. En terwyl ons nagmaal het, toe herinner die Here my net weer aan water wat daar van agteraf deurspoel. En is water, en in die begin dan kom die water nie eers tot hier voor nie, want almal drink dit op. En op 'n plek waar almal versadig is, kom hierdie water en dit spoel oor. En dit gaan soos 'n golf weer, en dit gaan agteruit, maar die water bly hier. En ek sê net dankie, Here. Want my ding is dit, as die Here nie hierdie huis bou nie, bou ons te vergeefs. Amen. Maar as die Here hierdie huis bou, gaan niks of niemand teen dit kan staan nie. Niks of niemand nie. En ek herinner God aan sy beloftes. En ek wil jy moet saam met my vertrou in God herinner aan sy woord oor hierdie kampus, lank voordat ek hier gekom het. Was daar 'n woord. Toe hierdie gebou gebou is, was daar 'n woord. Dis God se woord. Dis nie net ons woord nie. Ons is net bevoorreg om te kan sien en getuies te wees wat God hier gaan kom doen. Maar die Here sê, geloof is wat hom tevrede stel. Amen. En daarom kom ek en jy begin deur ons persoonlike uitdagings te verklaar. Kan jy saam met my staan, musiekspan, julle kan vorentoe kom. Hemelse Vader, ons verklaar vandag dat U nie net gekom het om hoop te bring of hoop te herstel nie, maar U is die hoop vir die wêreld daar buite. Hemelse Vader, ons weet U weet wat se tye elkeen van ons deurgaan. Dankie Heer dat U ons nie verkwalik omdat ons baie keer net soos 'n dom skaap ons eie rigting gaan nie. Here, help ons en leer ons om na U stok en U staf te luister. Here, help ons om die perspektief van die lewe in oorvloed wat U vir ons het, te kan identifiseer en te leef vanuit daardie hoop. Dat ons nie meer leef net vir hoop nie, maar dat ons vanuit hoop leef in geloof. Here, ek bid vir elke persoon wat deur 'n verskriklike rowwe tyd gaan in hierdie seisoen. U maak my hart so swaar vir mense wat swaar kry in hierdie plek vanoggend. Dankie Heer dat ek kan verklaar dat U sê as dit nie klaar is nie, is U nog nie klaar nie. Daar is 'n ander kant van ons storie. En dit is U. Mag U kom hoop herstel, o Gees van God. Kom stuur asseblief die gawe van geloof in ons, sodat ons onwrikbaar ons oë op U kan hou. En dankie Heer vir elke pyl wat hiernatoe getrek word, dat daai pyle nie sal tref nie, maar dat ons later sal loop en optel. En dat U sal voorsien in die krisis, en deur die krisis alles wat ons nodig het. Here, ek wil net kom verklaar. Dankie dat U ons lief het bo alles. Ons het U lief met alles in ons. En in hierdie seisoen
gaan ons op hierdie liefde staan. In Jesus Christus naam.